Vanoggend is ons tema God se liefde in die psalms. Ons lees verskeie psalms vanoggend deur. In verskeie van die psalms word God se troue liefde besing. Hier slegs enkeles van hulle. Psalm 33 vers 3 tot 5. Sing vir hom 'n nuwe lied, speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde, want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Hy's lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Psalm 89 vers 2 en 3. Oor die troue liefde van die Here wil ek altyd sing, van geslag tot geslag wil ek u trou met my mond bekend maak. Ja, ek sê dit, vir ewig word u troue liefde gevestig. Dan Psalm 100 vers 4 en 5. Gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhoewe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Psalm 103 vers 4. Loof die Here, o my siel, hy wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming. Dan Psalm 117, ons lees sommer die hele psalm. Loof die Here, alle nasies, roem hom alle volke, want magtig oor ons is sy troue liefde. Ja, die trou van die Here is vir ewig. Halleluja. Psalm 118 vers 1. Prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Psalm 136 vers 4. Prys hom wat groot wonders doen, hom alleen, want vir ewig duur sy troue liefde. Psalm 138 vers 2. Ek wil in aanbidding buig na u heilige tempel. Ek wil u naam prys oor u troue liefde, oor u trou. Hierdie is slegs enkeles van die psalms wat die liefde, genade, trou en ontferming van ons liefdevolle God besing. Baie van hierdie psalms was met groot vreugde gesing, want die digter, sowel as diegene wat dit gesing het onmeetlike vreugde beleef in die Here. Ek wil tog een uitsonder. Gister het ons gesels oor Psalm 23, maar ek wil vra dat ons 'n bietjie meer in diepte kyk na vers 1 van hierdie pragtige lied van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Kom ons ontleed hierdie versie en kyk na die diepere betekenis daarvan, want dit sê veel meer as wat dit op die oog af lyk. Die woord wat ons vertaal met Here in die oorspronklike Hebreëus is Yahweh. Dit is die persoonlike naam van God aan Moses by die brandende bos gegee, en dit beteken letterlik, ek is wat ek is. Dit dui op God se selfbestaande, getroue teenwoordige aard, dat God absoluut uniek is en dat daar geen ander wese is wat met hom vergelyk kan word nie. Dat hy is teenwoordige tyd, hy is vandag, hy was nog altyd en hy sal vir ewig steeds wees. Dit net oor wie Dawid van sing. Dan nog 'n baie belangrike gedagte. Hierdie God is sy herder. Dit maak dit uiters persoonlik. Hierdie God ken hom persoonlik en hy sien persoonlik na Dawid om. Dit is dus 'n baie spesiale verhouding. Dit raak dus uiters persoonlik. Hy's nie maar net die herder van gelowiges nie, maar hy stel in my persoonlik belang.
Hy koester en versorg my persoonlik. Hy's lief vir my persoonlik. Hy is my herder. In Hebreëus kom my hier voor die werkwoord is, wat nie eksplisiet voorkom nie, want die teenwoordige tyd word in Hebreëus geïmpliseer. Die sin sê dus letterlik, Jahwe my herder is. Daar's 'n sterk klemtoning. Jahwe self is die een wat my versorg. Nie net 'n God nie, maar die verbondsgod van Israel. Dan die tweede deel van die sin, Lo Echar. Letterlik, ek sal nie tekort kom nie, of ek sal nie iets ontbreek nie. Lo is nie of geen of nee. Echar kom van die werkwoord gasar, om te ontbreek, tekort te hê, te mis, te ontbeer. Die vorm is toekomstige tyd in die eerste persoon enkelvoud. Ek sal ontbreek. Dus, ek sal nie ontbreek aan iets nie. Ek sal niks kortkom nie. Die betekenis strek egter baie verder as materiële behoeftes. Dit beteken, daar sal vir my niks wesenlik of noodsaakliks ontbreek nie. Alles wat my lewe en siel nodig het, voorsien hy. In Hebreëus beklemtoon die toekomstige tyd nie net 'n toekomstige gebeurtenis nie, maar 'n voortdurende sekerheid. Ek sal nooit in geen omstandigheid nie tekort hê nie. In kort kan ons dus opsom. Die almagtige verbondsgod is my herder en hy stel persoonlik in my belang. Hy het my intens lief en hy versorg my in alles wat ek nodig het, geestelik sowel as liggaamlik. Ons afleiding is dus, God is liefde. Kom ons bid. Here, vandag kan ek alleen in groot dankbaarheid en absolute verwondering na U, my herder, kom. Ek wil U loof en dank vir al U goedheid en onbeskryflike liefde. Amen.